Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg om so by mekaar te kan wees. Nou, donderdag toe bel ons Boeta Bernard my en hy vra my, kan ek preek vandag so, donderdag deur die dag toe bid ek en ek sê, Vader, wat 'n boodskap kan ek bring? Wat 'n woord kan ek bring vir die gemeente? En hy begin my praat oor die nuwe verbond wat ons het in Jesus Christus. En ek besef, soveel Christene verstaan nie, as jy vir hulle vra, wat is hierdie nuwe verbond? Wat is hierdie verbond? Hulle weet nie wat dit is nie. En ons gaan vandag so 'n bietjie kyk na daai skrifte. Maar is amazing, sister, die nou vanoggend hier open, ja, presies die skrif aan wat ek vandag hier oor gaan preek. So, dit wys jy net, is duidelik dat Vader besig was met ons, met die voorbereiding en alles. En ek bedoel, ons het eers met mekaar gepraat daaroor nie. So ja, prys Vader, kom ons bid saam, en dan, vertrou ons Vader, kom ons bid. Onse Vader, Here Jesus, baie dankie, dat U ons herinner, in Johannes 6, vers 63, dat die woorde, wat U tot ons spreek, is gees en lewe. En ek wil dankie sê, dat U in ons woon, en dat die woorde wat ek wil vra, vat my die pad uit, dat die woorde, wat nou tot hulle sal spreek, U gees sal bring, U Heilige Gees, en U lewe in hierdie gemeente. Vader, ek wil dankie sê, U woord sê op Maleagi 3, want ek, die Here, het nie verander nie. En ons prys U daarvoor. Want ons is die wat moet verander. En ons prys U dat U nie verander nie. Dat U genadig is van die begin af. En dat mense genade vind in U van die begin af. Niks het verander. Want as U sou verander, dan kon ons vandag nog gered wees en môre nie meer gered wees nie. Ons prys U dat U woord, Jesus Christus, Hebreërs 13 sê, is gister, vandag, dieselfde, tot in ewigheid. Want, Here Jesus, U woorde self is, hemel en aarde sal verbygaan, maar U woorde sal nooit verbygaan. En ons hou vas aan die woorde. So ons wil nou vra, hier waar ons sit, open ons oë, sodat ons kan sien die wonders uit U woord. En dat U, soos wat U in Lukas 24, toe hy die dood het opgestaan het, Here Jesus, en die disippels nie die skrifte verstaan het nie, toe staan daar, vers 45, U is die een wat hulle oë en hulle verstand geopen het, sodat hulle die skrifte, die heilige skrifte kan verstaan. So ek sien nou die voorlesing van die heilige skrifte, en ek wil vir U dankie sê dat U beloof in die woord, U het ons ore geopen, sodat ons kan hoor, en ons kies om die woord nou te eet, want Jeremia 15 herinner U ons, dat wanneer ons U woorde eet, en deel maak van ons wese, dan word U woord vreugde en vrolikheid vir ons hart. Want dis waar dit gaan. Ons hart moet vol word van U, en van U Heilige Gees. U liefde, sê U, het U, deur U Heilige Gees, het U liefde oorvloedig in ons harte uitgestort. Want daar kom 'n dag, in Amos 8 sê U vir ons, en U beloof vir ons deur die profeet, daar gaan 'n dag kom, daar kom daar, waar daar gaan 'n honger, het gaan nie honger wees vir brood, of 'n dors na water nie, maar 'n honger om die woord van die Here te hoor, gaan in die land kom, want die mense gaan Bybels soek, maar hulle gaan nie Bybels kry nie, en dit gaan onwettig wees om 'n Bybel te kan lees. Maar ek wil bid, Vader, en dankie sê, dat U woord, en deur U Heilige Gees, skryf U woord in ons, en ons word vol van U, sodat daai dae, wanneer ons dan nie meer Bybels kan hê nie, maar dat ons U kan vertrou, en dat U woord in ons woon, en dat niemand by ons U kan vat nie. Wanneer hulle die Bybel vat, dan sê jy, moenie worry nie, jy kan hom gaan lees. Dan kan ons vir hulle sê, die woord woon reeds in my. Mag jy hom ook leer ken. Want ons doel op hierdie aarde is, Here Jesus, soos hy sê, 1 Johannes 2 vers 6,
om te wandel soos wat u gewandel het. Want dit verheerlik ons Vader, wanneer ons veel vrugte dra. In Jesus naam. Amen. Amen. So, sien ek het my swaard saamgebring. Bible, in Engels praat dit van basic instructions before leaving earth. So, as jy nog nie 'n Bybel het nie, en jy is nog nie besig met jou Bybel nie, lees hom. Een nou het gesê, ek kan nie eens onthou wie dit is nie, hy het gesê, ek dink is ons broer Derek Prins, wat nou al huis toe is. Hy het gesê, when you start reading this book will start to read you. So, vandag wil ons praat oor die nuwe verbond. Wat beteken dit? Want baie mense verstaan nie, wat is hierdie nuwe verbond? Wat beteken dit? Vir my, as 'n gelowige. Ons gaan lees 2 Korintiërs 1 vers 20, die wat Bybels het, 2 Korintiërs 1 vers 20, want dit is belangrik, al die beloftes in hierdie Bybel, al hierdie beloftes, en julle het seker al van die begin van Genesis tot Openbaring, het julle baie beloftes gesien hier binne. Hou vas aan die beloftes, want dit sê so, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom, in Jesus, is al die beloftes, ja en amen, in hom, is dit amen, tot heerlikheid van God, deur ons. So, dis belangrik, dat jy weet, al die beloftes word vervul, in Jesus Christus, amen, en dan gaan ons lees, ja, ek wil hê julle moet gaan met julle Bybels, ons gaan vandag gaan ons bietjie die Bybels deurblaai. Jeremia 31, daai wat, en julle wat nou nie weet, by Jeremia is nie, is min of meer in die middel van die Bybel, net na Psalms, Spreuke, kry Jesaja, en ek dink is na Jesaja, kry Jeremia. Jeremia 31, dan praat die Here hierso. En dis hoekom ons kan praat van 'n nuwe verbond. Want hy praat hier van 'n nuwe verbond. Jy kan lees, so is baie maklik, Jeremia 31 vers 31. Hoor wat sê die Here. Kyk, daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. 'n nuwe verbond sal sluit. Het is belangrik dat julle daai verstaan. Hy gaan 'n nuwe verbond sluit. Nou, julle weet, God het mens geword, die woord het mens geword, Jesus Christus, Immanuel, God met ons, en hy het gekom, en hy het daai nuwe verbond kom sluit. Hebreërs 12 vers 24 sê hy, en by Jesus, hy is die middelaar. Jesus is die middelaar van die Nuwe Testament, die nuwe verbond. En die bloed van die besprinkeling wat van beter dinge praat as van Abel. En dit is so amazing, want ons lees in die begin dat, weet nie of jy al daai skrif gelees het nie toe, God vir Kain aan sy bek ruk, omdat hy vir Abel doodgemaak het, toe sê Kain, ek weet nie waar is my broer is, ek is sy wagter. En die Here sê vir Kain, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep na my uit die aarde, wat sy mond opgemaak het om sy bloed te ontvang, sy siel. En omdat die siel is in die bloed, wat die Bybel leer, siel is in die bloed. So, Jesus se bloed, wat sy siel is, praat van beter dinge, as die bloed van Abel. Wat het die bloed van Abel geroep? Judgment, oordeel. Here, vergeld hierdie man, hy het my doodgemaak. En die judgment kom, want Jesus is aangestel as die judge, van die lewendes en die dooies. Maar Jesus se bloed, praat eers van vergifnis, versoening. Né? Belangrik, dis hoekom hy sê, praat van beter dinge. En in Lukas 20 vers 22 vers 20, dan praat Jesus self, en hy sê net so, en is amazing, want ek het helemaal vergeet, vandag is 'n verbondsmaaltyd. En dis juist, ons is 'n nuwe verbond. So kyk nou net hoe pas die woord hierin.
Jesus sê, net so neem hy ook die beker na die maaltyd, en hy sê, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Daarso sluit hy die nuwe verbond, met die huis van Juda en die huis van Israel. Hy sê, my bloed wat vir julle uitgestort word. En dit is waaroor dit gaan. Nou as jy gaan 'n bietjie verder lees, in Jeremia 31, ons is nou net daar gewees, Jeremia 31, vanaf vers 33 tot 34, dan sê hy, maar dit is die verbond. Nou verduidelik hy, wat is hierdie verbond? Hierdie nuwe verbond, wat hy gesê. Dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle harte. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en sy broer leer en sê ken die Here nie, want hulle almal sal my ken. Van die kleinste tot die grootste onder hulle spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtighede vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Wat het Jesus kom doen? Presies dit. Hy het ons ongeregtighede vergewe en aan ons sondes dink hy nie meer nie. En dan Hebreërs 8, in die nuwe verbond verduidelik die skrywer van die Hebreërs vir ons, en hy sê vir ons, vers 8, en hy haal presies, wat quote hy? Hy quote basies net, woord vir woord, Jeremia 31, vir ons, om te sê, verduidelik wat dit is, want dit is die verbond, wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee, en dit op hulle harte skrywe, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer, en sê, ken die Here nie, want hulle almal sal my ken, klein en groot onder hulle, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. En dan in Romeine 11 vers 27, nou niemand weet wie is die skrywer van Hebreërs, maar ek vermoed is Paulus, want hy het in elk geval 2/3 van die Nuwe Testament geskryf, maar het maak die saak nie. Die Heilige Gees het alles geïnspireer. Amen. Romeine 11 vers 27, dan sê Paulus self, en dit is van my kant af die verbond wat hy haal weer daar, Jeremia 31. Die verbond van my kant af sê die Here, wat ek met hulle as ek hulle sonde wegneem. En dis presies wat Jesus kom doen het. Hy het ons sonde kom wegneem deur sy bloed. Amen. Dit is belangrik dat ons hierdie verstaan. En Jesaja, dan sê die profeet Jesaja, so ek gaan nou vir julle die skrifte lees, en as julle, ek neem hierdie op, as julle hierdie wil hê, kan jy my kontak privaat, stuur my WhatsApp, wat ook al, en dan kan ek dit vir jou aanstuur, die opname, en dan kan jy dit weer luister, want ek gaan dit mooi op die skerm sit, sodat jy mooi kan sien, waar ek hierdie skrifte aanhaal. Ons lees uit die 53-33 vertaling, wat ek glo die Bybel is wat jy Afrikaans praat, dis die Bybel wat jy kan lees. Nou, Jesaja 49 vers 21 sê hy, wat my aangaan, en dis die Here wat praat hier, dis die Here, dis die woord wat praat, hy sê, wat my aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die Here, my gees wat op jou is, sy Heilige Gees, en dis wat ons die hele tyd nog gepraat, by die crusade waar ons was, wat het ons gebid vir die mense wat hulle harte vir die Here gee? Ons het gevra, Here, en hulle het hulle doop, en ons het gebid vir die vervulling met die Heilige Gees, en toe die Heilige Gees oor hulle kom, toe is daar genesings, toe is daar mense wat bevry word, van demone, wat ook al, hulle word bevry, die harte, die stikkende harte word deel, soos jy gesê het. En dit is wat hy sê, my gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het. So sy woord, het hy gesê, moet ons op ons monde hê, so ons moet dit spreek. En hy sê, my woorde sal uit jou mond nie wyk nie, ook nie uit die mond van jou kinders nie, en ook nie uit die mond van jou, die kroos van jou kinders nie, so dis jou kinders se kinders. Dit is die verbond wat hy met ons het, en ons moet aanhou om ons kinders te leer, dis hoekom dit so belangrik is. Ons as ouers het 'n groot verantwoordelikheid. Maak seker jy leer jou kinders die woord. As hulle kies om nie die Here te dien nie, bly bid vir hulle. En dis nie jou skuld nie. Wel, ons maak foute as ouers. Om nie net, want die duiwel val ouers aan, left, right en center. Omdat jy is nie verantwoordelik vir jou kinders se keuses, wanneer hulle oud genoeg is om self daai keuses te maak nie. Ek ervaar die Here wys my, daar's iemand hier wat sukkel met dit. Vergewe jouself. Die keuses wat jou kind gemaak het as 'n volwasse, is nie jou skuld nie. OK,
Maak jou los van daai. Die Here sê, ons doen nie verantwoording vir ons kinders se keuses nie, en ons kinders kan nie verantwoording doen vir ons keuses nie. Amen. Dit is belangrik dat ons hierdie verstaan. Nou in Hebreërs 10, vers 14 tot 17, dan praat hy van hierdie een offer wat die Here gebring het, Here Jesus Christus, sê, want omdat hy het al die offers vervul, al die offers wat gebring het, het na hom toe gewys. Jesus is die vervulling van alles. Amen. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word, ons wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit, na die dae spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Nou, hoeveel getuienis wil 'n mens nou nog hê? Die woord praat oor en oor daarvan. En nou gaan ek lees uit, wat hy vanoggend gelees het in die opening, Jesegiel 36. En hierso verduidelik hy dit stap vir stap. Omdat ek het laas vir julle verduidelik, daar is soos 5 stappies vir genade. Né? 5 stappies vir genade, wat die Bybel ons van leer. En Jesegiel 36 verduidelik hy stappies vir ons. Hy sê hierso, vanaf vers 23 en dan 25 en 27, hoor wat sê hy, en ek sal my groote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het, en die nasies sal weet dat ek die Here is, spreek die Here. As ek my in julle, voor hulle oë as die heilige laat ken, dan sal ek skoon water op julle giet. Nou daai praat van die doop, né? Skoon water op hulle giet. Maar is ook die woord wat tot hulle spreek, soos Jesus het vir sy disciples gesê, die woorde wat ek oor julle gespreek het, was soos water wat julle gewas het, en julle skoon gewas het, nou sodat julle rein kan word, sê hy. Dan gaan hy verder, van al julle onreinhede en van al julle drekgode, sal ek julle reinig, en dan praat hy so, ek sal julle 'n nuwe hart gee, en dis wat ons soek. Ek weet, of jy het seker al gehoor, toe jy groot word, het jy gehoor, jy moet jou hart vir die Here gee. Nou, ek het dit nêrens, ek weet nie waar is dit in die Bybel nie. Waar die Here vir my gewys het, dis wat dit is. Jy moet jou hart vir die Here gee. Maar ek word dit nooit verstaan as 'n kind nie, want ek bedoel, niemand het by hierdie goed geleer nie. Tot ek by die Here, myself, my Bybel begin lees het en gesien het, maar hierso is dit. So, ons het 'n nuwe hart nodig, en ons moet na die beste hartspesialis gaan, die wat ons gemaak het. Jesus, amen. Dit is belangrik. Hy sê, maar jy moet jou hart bring. Hy gaan nie jou hart loop en uithaal. Dis waarvan hy gepraat het, surrender. Ons moet oorgee. Vader, nie my wil nie, wat U wil. Okay? Ons moet op hy plek kom. As ons nie na hom toe kom en ons hart te bring nie, gaan hy nie die hart kan vat, die hart van klip uithaal. En dis hoekom Paulus ook geskryf het, soos hy gesê het, moenie julle harte, vandag as julle die stem van die Here hoor, moenie jou hart verhard nie. Vandag is die dag van verlossing. Hy sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Nou daai is 'n nuwe gees wat hy skep. Dis letterlik ons gees wat weergebore word. En dan sê hy, en ek sal die hart van klip uithaal en julle hart uit julle vlees wegneem en dan julle hart van vlees gee. Hy sagte hart waarvan sy praat, wat ons is baie keer bang as mense om ons hart, jy weet, sag te hou teenoor mense. Want mense maak ons seer. Maar jy moet nie daar bly nie. Maak jou hart weer oop. Die Here kan weer 'n nuwe hart gee. Hy maak nuwe hart weer. As ons 'n nuwe hart nodig het, dan gee hy vir ons 'n nuwe hart. Amen. Bly jou hart vir mense, kom ons bly ons harte sag hou. Bly ons, as jy voel jou hart raak nou hard, dan sê Here, die hart is nou weer hard. Kom help asseblief. Jy moet nie so hard wees nie. As jy voel jy wil nou, jy weet, te hard optree teenoor iemand. Here, help my. Ek wil nie meer so wees nie. En hy kan dit doen. Dan sê hy, en dan is die volgende stap, het hy gesê, ek gee my gees, dis nou die Heilige Gees, in julle binneste, en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel, my verordeninge onderhou, en dit doen. So dis daai 5 stappies waarvan ons gepraat het. Jesus, moet ons vergewe, né? Ons moet vra vir vergifnis, ons moet ons sondes bely, hy moet ons skoon was met sy bloed, né? Skoon was, en die water van sy woord op. Dan die derde ene, ons moet ons hart vir hom gee. Ons hart van klip, dat ons moet ons hart vir hom bring. Hy haal aan die hart van klip uit, gee vir ons 'n nuwe hart,
En dan ons vierde ene is ons met 'n nuwe gees, ons moet weer gebore word. Nuwe gees, nuwe asem, né? Soos die Afrikaans sê. En dan die vyfde en die laaste ene, ons moet dan gedoop word met die Heilige Gees. Dis wat belangrik is. En nou wil ek net vir julle afsluit met 'n paar skrifte in die Nuwe Testament waar die apostels, die Here deur die apostels vir ons vermaan met woorde wat belangrik is dat ons dit moet hoor. Jakobus 1 vers 22, dan skryf die skrywer Jakobus, die apostel, en hy sê vir ons, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Dis tyd, ons kan nie meer kerk speel nie, hoor. Die tyd van skyn heilig wees is verby. As jy stikkend is, sê jy stikkend. As jy sukkel met 'n ding, kom sê my. Ek bid vir jou. Ons bid saam. As ek sukkel met 'n ding, gaan ek vir jou sê, help my. Asseblief, bid saam met my. Ek sukkel met dit, of ek sukkel met dat, of ek sukkel met woede, wat ook al. Kom ons wees eerlik met mekaar. Dis tyd dat ons rou eerlik raak met mekaar. Ons kan nie meer voorgee aan die mense. As jy vandag nie lus is vir mense nie, sê ek is nie lus vir mense nie. Praat, wees eerlik met die Here. Ek dink is tyd dat ons as gelowiges begin eerlik raak met mekaar. Want dis wanneer ons gaan begin daders word van die woord. En nie net hoorders wat onsself bedrieg nie. Amen. Dis belangrik. In Romeine 2 vers 13 dan skryf die Paulus en hy sê omdat die hoorders van die wet van God word nie geregverdig nie die hoorders van die wet nie, maar die daders van die wet word geregverdig deur God. So wanneer jy doen wat hy sê, sy woord doen. Nou dis is amazing. Ek weet nie of julle dit al raak gelees het nie. Ek wil afsluit met hierdie want vir my gaan dit altyd veral wanneer ek mense leer, wil ek hê hulle moet hulle die eindprentjies sien. Hulle moet prentjies sien. Waarheen is ons op pad? Waarheen is ons op pad as gelowiges? Hierdie pad wat ons stap saam met Jesus. En dis nie 'n maklike pad nie. Daar het ons broer nou vanoggend weer vir ons herinner. Ek is nou 6 jaar voltyds in die bediening. Ek wil julle sê is glad nie 'n maklike pad nie. Ek het my vrou gaan vra agtermiddag. Dis baie keer so moeilik dat ek voel, Here, weet jy ons reg, moet ek nog aangaan met hierdie? Dit voel vir my asof ek teen 'n muur vashardloop. En dit voel baie keer asof jy voel, dis net alles te veel. En alles is jy weet, jy voel so oorweldig deur al die mense se stikkendheid, die stikkende wêreld wat ons in is. Mense is so gebroke, gesinne is so gebroke, die goed wat hulle aan kinders doen, dit is genoeg om jou mal te maak. Jy kan nie dink dat mense sulke goed aan kinders doen nie. En dan moet ek by my vrou gaan sit, of ek moet iemand gaan, ander medegelowige bel sê, bid asseblief, help my net, ek moet nou net eers by die Here uitkom, ek moet nou net eers weer 'n Christen word. Amen. So, maar ek wil hê julle met die eindprentjie sien. Waarheen is ons op pad? Ons is op pad na die nuwe Jerusalem. Julle weet dit. Ons kan nou daar gaan in die gees, maar daar gaan 'n tyd kom wanneer ons by Jesus gaan wees, in die nuwe Jerusalem. Dis die plek waar ons gaan woon. Dis sy stad, die stad van vrede. Dis wat jy, as jy dit in Afrikaans sê, sal jy nie sê Jerusalem is die stad van vrede. Die stad van vrede. Sy vrede. Nou as jy gaan lees daarvan, ek wil dit net vir ons lees. Want dit is vir my, as ek baie keer so voel, dat alles net te veel raak, dan sê ek, Here, wys my net eers weer daai prentjie. Wys my net eers weer daai prentjie. En as jy gaan lees, Openbaring is die tweede laaste hoofstuk in die Bybel, vir die wat nie weet waar is Openbaring nie. Tweede laaste hoofstuk 21, dan praat hy van die nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Nou ons gaan lees vanaf vers 10. Maar kom ons lees eers vanaf vers 10. Hy sê, en hy het my in die gees, hy het my in die gees weggevoer. So, dus, as mense sê hulle was daar, jy kry baie keer vandag mense en dan sê hulle was daar, ek het gesien. Moet nie vir hulle sê, nonsens, hoe kan dit wees? Hier is Johannes, hy was daar, hy het dit gesien, hy skryf vir ons. Dan kan ons net wel vir Johannes sê, wat praat jy? Ons moet jou iewers in 'n plek kry waar jy net kan rustig raak, jy sê nou goed, die wat bietjie snaaks is. Maar hy sê so, en hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en 'n hoë berg en my 'n groot stad gewys, die heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdal, en dit het
die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. En dit het 'n groot en 'n hoë muur gehad. Okay? Daar's 'n groot, hoë muur. Dis nie 'n muur wat jy gaan spring nie, ouens. Ek weet nie van julle is wat mure spring nie, maar daai muur gaan jy nie kan boorspring nie. Ek wil dit net vir jou noem. Dit is belangrik. Daar is miskien iemand wat gedink het hy gaan oorspring. Gaan nie gebeur nie, hoor. Daar's 'n groot hoë muur, né? Maar daar's 12 poorte om daai muur. 12 poorte. 3 aan die een kant, 3 aan elke kant. Ons moet 'n vierkantige, nou soos 3, 3, 3, 3 en dan is dit 12, né? En dan sê hy hierso, hoor wat sê hierso. By die poorte was daar 12 engele. So, nog 'n openbaring. Jy kom nie sommer vinnig by 'n engel verby nie. As jy nie deur daai poort kan gaan nie, daai engel gaan jy nie laat ingaan as jou naam nie in die boek van die lewe is. Amen. Dit is belangrik dat jy nou jou naam in die boek van die lewe geskryf het. Dat as jy daar kom, ons weet nie of ons nog môre hier gaan wees nie. En niemand van ons is gewaarborg môre nie, ouens. Vandag kan jou laaste dag wees. Okay. Daar's 12 engele. En jy kom nie verby engel nie. Ek kan miskien net so vinnig hierdie getuienis vertel. Ek het by Dominee Skabord, Skabord het ek saam met hom berading gedoen. Dis waar ek geleer het om met mense te werk, saam met hulle te bid en groot goed te sien. Maar een van daai sataniste wat tot bekering gekom het, vertel vir ons dat in die tyd van Halloween moes hulle 'n vrou offer. Hulle moes 'n Christeling, 'n ou tannie kry, Christen gelowige, moet hulle haar vang en dan moet hulle haar gaan offer vir die duiwel. Nou, as dit jou gaan skok, nou nie, ek gaan nou nie in detail gaan nie, maar ek wil net vir julle vertel, hierdie ou se assignment was, hy moet 'n vrou gaan vang en hy moet haar gaan vat en hulle gaan haar offer. En hy kom by die huis en die duiwel sê vir hom, daar's die huis. Dis daai vrou wat want sy bid en sy breek my koninkryk af, jy weet, sy's groot gevaar vir my. Moet daar uithaal. En hierdie jong man, hy's 'n groot man, hy lyk soos 'n rugby speler. Hy's groot. Hy lyk asof hy 'n bees kan opvou, jy weet. Een van daai ouens. En hy loop, hy sê, hy kom by die hekkie, maar hy's op pad met 'n klomp ouens saam met hom. Klomp sataniste. Hy's soos 'n die hoofou van die sataniste, van die gemeente van Satan wat hulle het. En maar toe hy by die hekkie kom, toe's al die ouetjies wat saam met hom was, is hulle weg. Is hulle bang. Maar hy sien daar by die voordeur staan daar so 'n lang man, wit klere, maar is 'n lang man. Jy kan sien, hierdie is 'n groot man. En hy dacht, okay, nou dat ek net gaan net so, hy staan stil, hy's net een ou, ek is ook mos nou 'n groot ou, so kom ons kyk, ek gaan net by hom verby slip so, miskien sien hy my nie raakie, dan gaan ek vir daai vrou kry, dat ons haar kan gaan vat. En hy sê, hy kom so by die deur, en die ou staan net stil. Hy sê, hy kom by die deur, maar toe hy so aan hy deur handvat sal vat, toe lê hy daar voor by die hekkie. En dit is seer, sy hele lyf is seer, hy weet nie hoe dit, wat nou so vinnig gebeur nie, maar hy sê, hy is baie seer, maar hy kan nie sonder daai vrou nou daar aankom nie, want die duiwel, hy gaan hom groot pak slag gee. So hy moet nou uitkom. So hy probeer nog 'n keer, en nog 'n keer, en elke keer as hy net so aan die deur raak, dan sien hy die ou, kyk so vir hom, en die volgende oomblik gaan lê hy daar oor die hekkie. En nou so 'n paar keer, toe kon sy liggaam nie meer nie, toe is hy moeg, toe loop hy maar. Toe dag hy, nee wat, ek gee op. En daar aand is hy in groot moeilikheid, want die duiwel wil weet, hoekom het julle nie daai vrou nie? Nou dit is wat ek vir julle, die punt wat ek wil wys. En by the way, daai laaitie het, toe hy die volgende keer, want die volgende dag toe hy weer gaan, die volgende dag gekom, toe is daai ou weg, toe is daai engel nie meer daar nie. Toe dacht hy, wel, nou is dit my kans. En hy loop in, en toe hy so by die voordeur kom, toe maak die tannie die deur op, toe sê sy, kom boet, ek wag vir jou. En hy dacht, dit is maklik. Hy loop in, toe hy inloop daar, in die huis in, toe al die demone in hom, begin submit onderhaal. Die een inhaal, Jesus. En sy sê vir hom, sit, ek het woord wat die Here vir my het, wat ek vir jou moet gee. En sy sit en preek daar, hy sit daar op hy stoel, hy sê, hy kan nie beweeg nie, hy sit net.
Hy kan nie opstaan nie, hy sit net. En hierdie tannie preek vir hom, maar sy preek vir hom. Van Genesis tot Openbaring. Maar hy gee toe sy hart vir die Here, want toe besef hy, die een in jou is groter as die een wat ek aan, jy weet, wat hy aanwerk, wat hy aan onderwerp. Maar die punt wat ek wil maak hier is, as die Here 'n engel stuur, en hy sit hom by daai poort, en daar by die 12 poort is 12 engele, jy gaan nie by daai poort in nie, as jy nie mag ingaan nie. Dis wat ek hierso wil sê, en dan sê hy hierso, en die name, wat op hierdie poorte geskryf is die 12 stamme van die kinders van Israel. So dit is net baie interessant, as 'n mens hierdie prentjie sien, en dat ons daai prentjie in ons kop hou, want dit is waarna toe ons gaan, is om by Jesus te wees. Onthou Openbaring 5 vers 5 praat van Jesus as die leeu van Juda. Hy is die leeu van die stam van Juda. Hy is uit die nageslag van Dawid gebore, die koning. Ons weet dit. En ons is sy liggaam. Hy is die bruidegom en ons is die bruid. Ons kan daarvan lees. Julle kan gaan lees daarvan Openbaring 21 vers 9. Maar ek het dit nou, dis net die versies voor dit. Wat praat van, hy sê toe vir my, die engel sê toe vir hom, kom, laat ek jou gaan wys die stad wat die bruid is. Die bruid van Jesus Christus. En ons as die bruid, hy het gesê hy kom vir 'n bruid wat vlekkeloos is, wat heeltemal oorgegee het aan hom, dat hy kan skoon was, daai kamers van jou hart, daai plekke van jou lewe wat jy nie wil oorgee aan hom en sê, Here, hier's 'n gemors, kom help my. Maak my skoon, was my skoon, dat jy heeltemal oorgee aan hom. Dit is wat ons moet uitkom. Nou ek wil afsluit met hierdie verse wat Johannes, die briewe wat Johannes geskryf het. Julle kan gaan kyk, is 1 Johannes. Kom ons kyk hier, want dit gaan alles oor die liefde, want onthou, die liefde is die vervulling van Vader se woord. As jy gaan kyk, 1 Johannes 5, dan praat hy van die liefde. Wat is hierdie liefde? Want het is maklik om te sê, Here, ek is lief vir u. Maar wat is hierdie liefde? Die liefde tot God. Want ek ontmoet baie mense in die bediening, en baie mense sê, ek is so lief vir die Here, ek is so lief vir die Here. Maar as ek na hy ou se lewe kyk, dan sê ek, lyk nie asof hy baie lief is vir die Here nie. Want jy gee nie oor aan hom nie. Jy moet oorgee aan hom. Want dis wanneer hy kan werk. Want die Here gaan nie, hy gaan homself nie forceer op jou nie. Hy wil hê jy moet oorgee. Hy wil hê jy moet op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek het hulp nodig. Want baie ouens, as hulle vir berading kom, baie keer dan kom die ma met die kind, dan skop hy so in die deure vas en hy wil nie inkom nie. Dan sleep die ma hom in en dan sit hulle en dan sê sy, jy moet my kind nou fix, hierdie seun het moeilikheid. Dan sê ek, vraag vir hom, wil jy hier wees? En sê hy, nee, ek wil nie, ek weet nie hoe om sy my hiernatoe gebring. Dan sê ek, jy moet maar gaan. Ek kan niks vir hom doen nie. Hy dink jy het 'n probleem. Hy dink hy's fine, alles is sharp. En die Here gaan niks vir jou kan doen as jy dink jy's fine en jy's okay nie. En dit is wat die liefde is. As jy sê jy's lief vir die Here, dis wat sy definisie van liefde is. Ek wil dit nou vir julle lees. 1 Johannes 5 vers 3, hy sê, want dit is die liefde tot God, ons Vader, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Dis baie belangrik dat ons dit besef. Dit is, wanneer jy sy woord doen, dit is wat hom opgewonde maak, wat vir hom wys, jy's reg lief vir hom. Dit is wat vir hom belangrik is. Nou, as jy die tweede brief lees van Johannes, vers 6, hy sê so, en dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie, want dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Van die begin af. Jy kan gaan kyk, van die begin af, die woord Genesis beteken begin. Dus die begin, van die begin af, dat hy vir ons hierdie goed wys. Wandel daar volgens. En dan Openbaring, ek wil afsluit met hierdie Openbaring 22, is die heel laaste hoofstuk in die Bybel. En dis vir my, dis amper die laaste woorde wat die Here sê. Met 'n mens, daai laaste woorde wat jy opgeteken is van hom, is belangrik, is baie belangrik. En ek dink ons moet dit
Ons moet meer hierdie laaste boek lees van die Bybel. Want ek dink ons lees te min Openbaring, laat ons besef. Hoor wat sê hy hierso. En ek dink ek moet lees hierso. Dis belangrik. Vanaf vers 10. Want ek wou net vers 14 lees, maar kom ons lees vanaf vers 10, want hoor wat sê, en dis die Here wat praat. Hy sê, hy het vir my gesê, moenie die woorde van hierdie profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. En ek hoor hoe die Gees nou weer vir my sê, die tyd is naby. Mense, die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. So die Here wil sê, as jy nou wil vuil wees, wees vuil. Kom nou skoon. Sê, jy kom nou eerlik uit. Ek wil, want ek het met sataniste gewerk en sê vir my, hy kies om reguit hel toe te gaan. Hy kies dit. Ek sê dis reg, laat kies dit, want dit is jou keuse. Jy kan dit kies. Maar maak jou mind op, moenie probeer om draad te sit nie. Jy weet, daar is 'n draad, maar ek dink die Here is nou besig om die Heilige Gees daai draad te elektrify, jy weet. So jy kan nie meer 'n draadsitter wees nie. Jy moet nou kies. Gaan jy in die duiwel se kant spring of gaan jy na die Here se kant spring? Dit ek dink ek moet net daai ingooi vir nie. Sê jy nie charge vir hom. Maar in 'n geval, hoor wat sê hy hierso. Hy sê wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Maar laat die regverdige nog regverdiger word. Dis wat ons moet nastreef, heiligmaking. Dis wat ons moet sê, Here Jesus, was my skoon. Ek is nog nie skoon nie. Was my. Ek is nog nie daar nie. Kom maak my skoon. Ek wil heeltemal skoon wees. Laat die wat heilig is nog heiliger word. En dan sê hy, kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Nou hierdie het ek nou al soveel keer gelees. Ons gaan elkeen vergeld word wat ons doen op hierdie aarde. Dis nie sonde om verkeerde gedagtes te hê nie. Onthou die Bybel en Paulus het vir ons gegee, hy het vir ons die strategie gegee. Wanneer ek vir mense ook vra, dis nie sonde wat jy vuil gedagte kry nie. Wat maak jy met daai gedagte? Neem jy daai gedagte gevange in gehoorsaamheid aan Jesus Christus? Deur vir daai duiwel te sê, gaan weg Satan, ek gaan nie dit doen wat jy nou wil hê ek moet doen nie. Of doen jy daai ding wat hy sê? Want dan het jy oorgegaan in die daad. Dan gaan jy vergelding moet doen vir wat jy gedoen het. Want dit is volgens jou dade, volgens jou werk. En hoor wat sê Jesus, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. En as die Here nou weer vir my herinner aan, so rukkie terug toe praat hy my. Hy is die een wat in die begin, hy is die eerste en hy is die laaste. Hy het in die begin gesê, laat daar lig wees. So die begin het deur hom gekom. Maar jy kan verseker weet, die einde gaan ook deur hom kom. En niemand anders. Niemand anders gaan die einde kan bring soos hy dit bring. Hy gaan hierdie hemel oopskeer en alles gaan anders word. Dan sê hy vers 14, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle kan reg hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die stad. Nou hier is dit baie duidelik. Die wat sy gebooie doen, gaan reg hê op die boom van die lewe en kan gaan ingaan by daai poorte. Amen. Want buite die stad is die honde, die towenaars, die horeerders, die moordenaars, die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. En dit is waarmee ek dan wil afsluit. En Jakobus 1 vers 21 sê die apostel Jakobus en hy sê, daarom doen afstand van alle vuilheid, doen afstand van alle oorvloed van boosheid en ontvang die sagmoedige ingeplante woord. Hier is die woord. Wat in staat is om julle siele te red. Dis die woord. Die woord, as jy Jesus in jou hart innooi, en jy sê vir hom, maak skoon. Kyk, hy is die beste skoonmaker wat ek ken. Kyk, hy doen 'n cleaning job, soos niemand anders. Sy bloed is rooi, maar hy was so wit so sneeu. Amen. Nou ja, ek het nou vanoggend my hart gepreek met julle. En kom ons sluit af in gebed en ons sê vir Jesus dankie. Vader, dankie dat ons heeltemal kan oorgee en dat ek u hart kon deel, Here Jesus. En waar ons nou gaan sit aan hierdie tafel en u liggaam, u kosbare liggaam wat vir ons gebreek is, u brood kan breek en eet en deel maak van ons. Wat 'n voorreg is dit om deel te wees van u liggaam in die nuwe verbond met u bloed.
Die druiwesap wat ons kan drink, wat u bloed is, wat uitgestort is vir ons tot vergifnis van sondes. Wat 'n voorreg. En dankie Here Jesus dat ons heeltemal kan oorgee. Heeltemal kan sê nie my wil nie, nie langer my wil nie, maar laat u wil nou geskied. En ek maak my heeltemal self oop. Here, kom neem oor. Laat u op die troon sit. Ek het moeg gesit op hierdie troon. En kom sort uit my vuil wees, al daai goeders, kom sort my heeltemal uit. In Jesus naam, alle eer aan ons ewige Vader Jesus Christus. Amen. Nou ja, baie seën vir julle. Ek dink ons kan nou lekker saam, julle moet maar vir my sê wat julle, wie gaan help bedien en alles, dan kan ons lekker saam die tafel gebruik.